Ons Vader wat in die hemel is. Here, wat 'n wonderlike wete dat daar vir ons verlossing bewerk is. Deur een wat goed bekend is met ons swakhede, maar ook deur een wat in sy goddelike krag en heiligheid en geregtigheid die las van ons oordeel op hom kon neem, naamlik u seun. Die een deur wie u self kom bekend maak het, deur wie u ook vir ons verlossing bewerk het, en wie u ook verhef het bo elke naam en krag en gesag, en hom 'n ereposisie gegee het aan u regterhand in die hoogste hemele. Ja, in hom en deur sy verlossingswerk kom staan ons vanoggend voor u, gereed om ook na u woord te luister. En dit is ons gebed, Here, dat wanneer ons uit u woord lees, om dit aan te hoor, hierdie nie maar net by ons sal verbygaan nie, maar dat u in ons harte sal werk, deur die Gees. Dat u vir ons die wonder van die evangelie sal oopbreek, om ons tot aanbidding te bring. Ja, en dat u ook u woord sal seën in ons harte. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons maak ons Bybels oop by die brief aan die Hebreërs, en daarvan die eerste hoofstuk. Ons gaan met die verloop van die volgende paar Sondae gaan ons stuk vir stuk deur die brief aan die Hebreërs werk, en vir 'n groot deel van hierdie maand gaan ons stil staan by die eerste hoofstuk. Toe ons begin voorberei het hiervoor, het ek op 'n stadium vir Estel gesê, ek is bevrees ek moet 'n Puritein op myself trek en 'n 12-punt preek hê, maar dan gaan dit dalk 'n bietjie lank raak. So ons gaan dit eerder opdeel in kleiner dele. Maar ons het soveel om te sê uit hierdie eerste hoofstuk. Hebreërs 1, Johannes 1, Openbaring 1, Kolossense 1, hierdie is die plekke in die Nuwe Testament waarin daar net hierdie, ek wil amper sê myne is van skatte rondom wie Christus is, wat hy gedoen het, en jy kan vir maande stil staan by hierdie hoofstukke, en aan die einde daarvan sal jy nog steeds kan sê, ek het nog net die oppervlakte van hierdie prachthoofstukke oor wie Christus is, wat hy gedoen het, wat hy nog gaan doen, die profeseë uit die Ou Testament, vervullings wat hy gebring het, ek maar nog net daaraan geraak. En so die gedagte is beslis nie om alles te sê wat gesê is in hierdie hoofstuk nie, maar om vanoggend spesifiek te gaan stil staan net by die vraag, wat het Christus kom doen vir ons? Vanuit hierdie hoofstuk, wat het Christus kom doen vir ons? En ons gaan saam die hele hoofstuk lees, alhoewel ons konsentrasie vanoggend gaan lê in die eerste 4 verse. Hebreërs hoofstuk 1 vanaf vers 1. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hy het hom aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy
is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord en nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogstes. Hy is hoog bo die engele verhef, net soos wat hy 'n naam geërf het, wat uitnemender as hulle sin is. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou verwek. En ook, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wanneer hy die eersgeborene weer in die wêreld inlei, dan sê hy, en laat al die engele van God hom aanbid. Oor die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar vir die seun sê hy, u troon, o God, is vir ewig en die scepter van geregtigheid is die scepter van u koninkryk. U het geregtigheid lief en u haat wetteloosheid. Daarom, o God, het u God u gesalf met olie van vreugde meer as u vriende. En u het aan die begin, o Here, die aarde se fondamente gegrondves en die hemele is die werk van u hande. Hulle sal vergaan, maar u bly bestaan. Soos 'n kledingstuk sal hulle almal verslyt en soos 'n mantel sal u hulle oprol. Soos 'n kledingstuk sal hulle vervang word, maar u bly dieselfde en u jare sal nie tot 'n einde kom nie. Aan wie van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand tot ek jou vyande 'n voetbank vir jou voete gemaak het? Is hulle nie almal dienende geeste wat uitgestuur word ter wille daarvan om hulle wat die verlossing sal beerf by te staan nie? Wie is die ware Jesus? Wie is die ware Christus? Mense sal dikwels hoor hoe daar gesê word, ja, maar ons dien ons almal dieselfde Jesus. Nie waar nie? Is dit so? Kan ons maar sê, ons dien maar almal dieselfde Jesus? Is dit dieselfde Jesus as 'n prediker opstaan en op 'n verhoog sê dat Jesus wil nie hê dat jy in finansiële probleme het nie. Kom net na Jesus en al jou probleme wat jou finansies betref sal opgelos word. Terwyl op dieselfde dag op 'n ander verhoog 'n ander prediker sê, Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Al beteken dit vir jou vervolging, lyding, swaar kry en finansiële verliese. Is dit dieselfde Jesus wat dan aanbid word? Is dit dieselfde Jesus wat verkondig word? Is dit dieselfde Jesus wat vir mense voorgehou word? Nee. Ons het hier te doen met twee verskillende Jesusse. As die een dus die een weergawe volg en die ander weergawe, kan hulle sê hulle volg dieselfde Jesus? Beslis nie. Want die een is soos wat ons hom leer ken in die Bybel, en die ander een is 'n menslike afwatering en verdraaiing. Dit is beslis nie dieselfde Jesus wat aanbid word. Maar iemand mag dalk sê, ja, maar maak dit regtig saak watter een van die twee jy nou volg. Ek meen, kyk die Here nie na die hart nie. Kyk nie dat jy daarom net opreg is in wat jy glo nie.
Ja, natuurlik kyk die Here in die hart, maar dit is nie 'n verskoning om 'n valse Christus te aanbid nie. En daarom maak dit saak, want Jesus, wanneer hy in die aand voordat hy in hegtenis geneem word, in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, dan maak hy daarmee 'n baie skerp stelling. En hy sê daarmee, as jy nie in hom glo, soos wat hy in die evangelie verkondig word nie, dan is jy verlore. Dan kan jy nie na die Vader toe kom nie. Hy is nie maar een van die weë na die Vader toe nie. Hy is die enigste weg na die Vader toe. Die Jode het van Jesus 'n karikatuur gemaak. Hulle het hom voorgehou as hierdie swak verlosser wat mense nie kan red nie, wat mense nie kan tot hulp wees nie. Het hom aan die kruis met hom gespot en sê, ag kom, as jy nou regtig die Christus is, kom van die kruis af. Paulus sê, vir die Jode is hierdie swakheid. Hierdie is nie die krag van God nie. En die gemeente aan wie die skrywer van hierdie brief skryf, was sterk onder die invloed van die Jode. Hulle was mislei deur die Jode en hulle was besig om teruggelok te word na Judaïsme met hierdie idee van eintlik het julle nog die offerstelsel nodig vir verlossing. Jesus is nie genoeg nie. En daarom kom hierdie skrywer aan die Hebreërs en hy besef hierdie noodlottige gevaar waarin hierdie mense hulle self bevind, die gevaar om 'n valse Jesus te begin volg. En daarom kom skryf hy hierdie brief om hulle weer in 'n sekere sin herbekend te stel aan die ware Jesus. In die opening van hierdie brief, die gedeelte wat ons saam gelees het, as jy net vlugtig deurlees, dan is hier nie minder as 12 titels of eienskappe van Christus, sy persoon en sy werk. En daarom wil ons vanoggend spesifiek konsentreer op wat het Jesus vir ons kom doen in dit wat ons uit sy titels sien. En daar is 4 titels en 4 dinge wat vir ons gesê word in hierdie eerste hoofstuk wat vir ons lig werp op wat het Jesus kom doen. Eerstens, hy het vir ons die Vader kom bekend maak. Hy het vir ons die Vader kom bekend maak. Tweedens, hy het vir ons kom verlossing bewerk. Derdens, hy het gekom om as koning te regeer. En die laaste punt wat ons hier sien, is hy sal ook kom om as regter te oordeel. So hy het gekom om die Vader bekend te maak, om verlossing te bewerk, om as koning te regeer, en hy sal kom as regter, om weer te oordeel. In Hebreërs 1 vers 1 en 2 wys die skrywer daarop onder die inspirasie van die Heilige Gees dat die Here homself kom bekend maak het deur die profete en uiteindelik deur sy seun. En die vraag wat ons kan vra is, waarom was dit noodsaaklik? Waarom? As ons terugdink al die pad, tuin van Eden, sondeval. Toe Adam en Eva in sonde geval het, in daardie oomblik het die mens begin om sy kennis van die ware God te verloor. Uiteindelik, 'n paar eeue later, plus minus 2000 jaar, vind ons die toneel van Noag, waarvan daar gesê word dat die mens net boosheid bedink het en dat daar maar een gesin oorgebly het op die aarde wat nog die Here gedien het, en dit is Noag. Sou Noag sterf, dan sou dit beteken
dat in daardie oomblik en in daardie samelewing die kennis van God sou uitsterf. Dis hoe erg dit was. En daarom kies die Here vir Noag, hy sluit met hom 'n verbond, hy red hom deur die vloed, en uiteindelik via Noag word die lyn van God se kennis voortgesit, later deur Abraham, later deur die Joodse volk, sodat Romeine 3 kan sê dat die Here het sy woord aan die Jode toevertrou, deur sy profete. En dit was noodsaaklik vir God om dit te doen, om die kennis van wie hy is te behou vir die mensdom, omdat die mens in sy gefalle toestand sy vermoë verloor het om God te leer ken vanuit die natuur. En dan gaan ons sien dit vandag. Hoeveel mense vandag bestudeer die natuur en in die proses ontken hulle God. Die mens het nie die vermoë om na die natuur te kyk en te kan sê vanuit die natuur weet ek, hierdie is die God, hy is die enige en. Maar daarmee saam is hy nie net blind vir wie God is nie, hy verafgod die natuur. Romeine 1 vers 23 sê, dat die mens het die skepsel in die plek van die skepper kom plaas en aanbid. En nog meer, Romeine 1 vers 30 sê, dat die mens in sy natuurlike gevalle sondige toestand haters van God is. Hulle wil niks met God te doen hê nie. So enige iemand wat sê dat die mens God wil soek en dat hy God wil vind, het nog nie Romeine gaan lees. Van die mens in sy gevalle toestand wil niks met God te doen hê. En hy sal hom haat tot in sy graf. En hy sal hom aanhou haat al die pad in die hel tot in die ewigheid. Van die mens in sy natuurlike toestand is 'n hater van God, as dit nie is vir die genade van die wedergeboorte. En daarom was dit noodsaaklik dat die Here homself sou kom bekendstel. In die Ou Testament het hy die profete gebruik, deur verskeie middels, soos die Hebreërskrywer ook hier sê, op baie maniere, soms deur visioene, soms deur hoorbare stemme, soms deur bemiddeling van engele, soms deur natuurverskynsels, soms deur middel van drome. En wat ons goed moet verstaan is, hierdie was nie die profetiese idees oor God nie. Dis nie Jeremia wat eers daar in Jerusalem gesit het en gedink het, wie kan God nou wees? Kom ek skryf 'n paar goedjies neer op 'n papierusrol. Dit was nie Esegiel wat daar langs die Kebar die dag niks gehad het om te doen en toe nou besluit het om 'n nuwe filosofie te skryf nie. Of Daniel wat homself slim gehou het en 'n paar goedjies neergeskryf het oor wie kan hierdie God moontlik wees? Nee, hierdie was God wat homself kom bekend maak het aan mense en mense deur sy gees so geïnspireer het dat hulle sy woorde korrek en betroubaar op skrif kon stel, sodat ons met volle vrymoedigheid en oortuiging kan sê dat die 66 boeke wat ons het in die Bybel, die 39 in die Ou Testament, die 27 in die Nuwe Testament, waarlik God se woord is aan mense en nie mense se idees oor God nie. Daarom skryf die apostel Petrus, onder die inspirasie van die Heilige Gees, dat geen profesie ooit deur die wil van 'n mens voortgebring is nie, maar deur die Heilige Gees gedra en meegevoer het die manne wat die woorde van God afkomstig is neergepen. Dink maar net aan enige van die profete.
Hoe dikwels word daar vir die profeet wanneer die Here met hulle praat gesê, ek lê my woorde in jou mond. Jy moet na die volk toe gaan en sê, so spreek die Here. Esegiel 2 vers 4 is maar een voorbeeld van honderde, waar hierdie gedagte in die Bybel voorkom. En in die Nuwe Testament het die Here die apostels gebruik om sy woorde te verduidelik en op skrif te stel. Petrus, Paulus, Matteus, Lukas, Jakobus en ander. Maar uiteindelik kom die Hebreërskrywer en hy sê, die volmaakte bekendmaking. As jy nou regtig wil weet, wie is God in menslike gestalte? Kyk na Jesus Christus. Daar is die volmaakte openbaring van God. Sy wese, sy karakter, sy eienskappe, sy gedagtes, sy empatie, sy simpatie, sy liefde, sy oordeel. Daar is dit. Kyk na Christus. Hy is die volle openbaring. Daarom dat Jesus, wanneer hy daar saam met sy disippels in die bovertrek sit, voordat hy gekruisig word, kan sê vir Thomas, waarom vra jy vir my, wys ons die Vader? Ek is al so lank saam met julle, Thomas, of Filippus, ek is so lank saam met julle. Weet jy dan nog nie, teen die tyd, dat wie my sien, sien die Vader? Die Hebreërskrywer gebruik hier die beeld van, hy is die ewe beeld van sy wese, vers 3. Die beeld wat hier gebruik word, kom uit die muntslaan sektor, waar 'n warm metaalplaat gemaak sou word, en dan sou 'n stempel gevat word, en in daai warm metaal ingedruk word, en wanneer daar die stempel opgelig word, dan was die beeld wat op die munt was, die presiese beeld, die replika, die afdruksel van dit wat op die stempel is. Christus is daar die afdruksel van God die Vader. Daarom het Johannes ook aan skryf in Johannes 1 vers 18, dat die Seun wat die naaste aan die Vader was, hy het hom kom bekend maak. Hier is wie God is. As jy wil wonder, wie is dit? Jy hoef nie ergens onder 'n boom te gaan sit en te mediteer nie. Jy hoef nie te probeer om drome te interpreteer nie. Jy hoef nie ergens die sterre te probeer lees om dalk iets van God te ontdek nie. Maak jou Bybel oop. Lees God se bekendmaking. Sien dit in Jesus Christus. Paulus sê, Galasiërs 3, dat die evangelie skilder Christus letterlik vir ons af, asof hy aan die kruis is. Maar baie mense ken nie God nie, omdat hulle nie hulle Bybels ken nie. Hulle maak staat op drome en allerlei opspraakwekkende goeters, en in die proses mis hulle Christus. Die Christus van die Bybel, en hulle word op sleeptou geneem. Wat het Christus kom doen? Hy het die Vader kom bekend maak aan jou en my. Maar daarmee saam gaan die Hebreërskrywer verder in vers 3 en hy sê hy het ook die reiniging van sondes kom bewerk. Dink vir 'n oomblik terug aan die woorde van die engel daar in hierdie droom van Josef, toe hy bekend gemaak het dat Maria swanger is. Wat het hy vir hom gesê? Matteus 1:21. Jy moet hom Jesus noem. Om wat rede? Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
Nie van hulle finansiële probleme nie. Nie van hulle onderdrukking van die Romeine nie. Nie van hulle wat ook al nie. Hy sal hulle van hulle sondes kom verlos. En telkens wanneer ons deur die Nuwe Testament blaai, dan vind ons dat die skrywers in die Nuwe Testament tussen twee pole speel. Aan die een kant is daar hierdie idee van selfverlossing. Ek kan myself verlos deur die wet te onderhou. Ek kan myself verlos deur rituele na te kom. Ek kan myself verlos deur 'n goeie voorbeeldige lewe te lei. Ek kan myself verlos deur dat ek by die eredienste is en dit. Ek is in beheer van my verlossing. Aan die ander kant kry die ander ekstreem waar daar gesê word hierdie idee van ek is vry om te doen wat ek wil. Ek is mos nou gered, ek gaan mos nou hemel toe, nou kan ek die lewe geniet, ek is vry, en ons vergeet van Galasiërs 5 wat sê, julle kan nie doen wat julle moet nie, of wat julle wil nie. En dikwels moet die skrywers tussen hierdie twee pole keer op keer dinge regstel en te sê, nee, jy kan nie jouself verlos nie, want selfs jou beste werke is 'n besoedelde kleed. As jy met daardie besoedelde werke voor God kom, weet jy wat gaan hy met dit doen? Hy gaan dit beslis nie op die skaal sit wat sê goeie dinge nie. Hy gaan dit sit op die skaal wat sê strafwaardig. Tydens die mannebybelstudie gisteroggend wat ons oor hierdie tema gepraat het ek die voorbeeld gebruik van dit is soos iemand wat 'n vrugtemandjie voor jou kom neersit. Ons het 'n vyeboom agter in die tuin en een van die dinge wat ons doen is voordat ons van die vye eet, dan sny ons eers die vye oop om te kyk is daar nie wurms of iets in. Ja, die vy mag dalk baie mooi lyk. En so kom ons dikwels en ons bring hierdie mooi goedjies. Ek het gebid en ek het Bybel gelees en ek was erediens gewees en ek gee 'n tiende en ek probeer 'n goeie voorbeeldige lewe te lei en ek doen dit en ek doen dit en ek doen dit en ek doen dit en ons kom sit hierdie mandjie voor die Here en die Here kom met die swaard van sy woord en van sy wet en hy begin hierdie dinge oop te sny en al wat hy kry is wurms. En alles waarop ons roem, kom hy en hy gooi dit weg. Hy sê, dit gaan jou nie help nie, dit gaan jou nie help nie, dit gaan jou nie help nie. Uiteindelik is daar niks op ons skaaltjie nie en al wat op die ander kant is, wat ons verdoem, is ons sonde. Ek kan nie myself red nie. Dank God, ek hoef nie myself te red nie. Dis waarom Christus gekom het. Want Christus kom en hy kom sit die vrug van sy geregtigheid op my skaal. En ek word vrygespreek. Met ander woorde, Christus het alles gedoen om my te verlos. Ek kan nie daartoe bydra nie. By Christus is of alles of niks. Sodat die eer van my verlossing hom alleen kan toekom, nie my nie. Dis waarom Paulus skryf in Efesiërs 2 vers 8 en sê dat uit genade is julle gered uit geloof en dit is 'n genadegawe van God sodat niemand rede het om te roem. Dus die Bybel leer vir ons die idee van selfverlossing, dit werk nie by God nie. Maar terselfdertyd kan ek nie nou na die ander kant toe oorhel en sê, wel ek is nou gereinig van my sonde, ek is verlos, ek is nou op pad hemel toe, nou kan ek voortleef in sonde en in losbandigheid nie. En hoeveel gelowiges vandag trap in daardie slag? Ek is vry in Christus.
As jy na hulle lewe kyk, dan hoor jy die woorde van die apostel Paulus en jy hoor die woorde van Judas of wat sê, ek sien 'n dekmantel. Ek sien 'n dekmantel om sonde weg te steek onder die naam van ek is vry. Ek kan nie in Christus gereinig wees en dan in my sonde bly leef nie. Dan verstaan jy nie verlossing nie. Ek kan nie doen wat Petrus gedoen het daar toe hy die visioen uit die hemel gesien het daar in Jope en die Here vir hom gesê het, neem, slag, eet en hy antwoord, nee Here, ek het nog nooit my mond aan iets onrein gesit nie. Hoeveel keer kom ons en ons hoor die Here sê, my kind, ek verwag dit en ek verwag dit en ek verwag dit en ek verwag dit en dan is ons onder die dekmantel van maar ek is mos vry eintlik niks anderste as 'n rebellerende kind wat sê, nee Here, ek sal nie. In plaas daarvan dat ons soos Thomas voor hom neerval en sê, my Here en my God. Want wat 'n soete verlossing het die Here nie gebring nie. Christus kom en hy sê, neem my juk op jou. Want my juk is sag en my las is lig. Wil jy ware vryheid beleef, dan is dit in gebondenheid aan Christus. Die beeld wat Christus gebruik is 'n pragtige beeld. Dit is 'n beeld van 'n os wat al vir jare lank aan hierdie waaf ploegskaar trek en nou word daar 'n nuwe os ingebring en hierdie ouer os is die een wat die nuwe een leer. Sodat die jong os homself nie seer maak in die proses nie. Die las is lig, want Christus dra dit saam. In Christus, in gebondenheid aan Christus, is daar ware vryheid. Nie in losbandigheid. Want hierdie verlosser gaan die Hebreërskrywer voort en sê, is ook koning. Hierdie verlosser, nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, vers 3, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogstes. En vers 8 sê, hy het 'n scepter van geregtigheid ontvang, hy het die troon ontvang, hy het die koninkryk ontvang. Hier is dus nie net 'n verlosser nie, hier is 'n koning. Wat is die titel wat die meeste vir Jesus gebruik word in die Nuwe Testament? Watter titel word die meeste gebruik vir Jesus in die Nuwe Testament? Dit sal interessant wees om te vind, dis nie verlosser nie. Daar is 2 titels wat hoofsaaklik gebruik word vir Christus in die Nuwe Testament. Die eerste is Christus. En Christus beteken gesalfde. En die gesalfde gedagte, as ons gaan kyk na die Ou Testament, is 'n koninklike titel. En die tweede titel wat die meeste vir hom gebruik word, saam met Christus, is Here. Heerser, eienaar. Wat vir ons iets moet sê, as hierdie Jesus my verlosser moet wees, dan moet hy ook terselfdertyd my koning wees. En daarom dat die Hebreërskrywer hierdie twee in verband bring. Hy het die verlossing bewerk,
maar hy het ook die troon en die kroon en die scepter ontvang. En hierdie twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Hulle kan nie van mekaar geskei word nie. En daarom om Jesus as die een te aanvaar, beteken ek aanvaar hom ook as die ander. As hy my verlosser is, dan is hy my koning. En as hy my koning is hy my verlosser. Maar terselfdertyd die omgekeerde, as hy nie my koning is nie, is hy nie my verlosser nie. Want hy het homself gegee om my deur homself te verlos vir homself. Ek is deur Christus verlos, maar in die proses is ek ook vir Christus verlos. En daarom het hy die koningskap ontvang. Hy het alle mag ontvang in die hemele en op die aarde, soos hy ook aan sy disippels verklaar kort voor sy hemelvaart, maar nie net dit nie, hy het ook seggenskap ontvang oor alles en oor almal, ook oor jou en my lewe. Toe ons verlos is, het hy ons verlos uit die koninkryk van die duiwel, uit die koninkryk van die duisternis. En hy het ons ingebring in sy koninkryk, onder sy gesag, onder sy koningskap. En Paulus gebruik twee beelde in Romeine 6 en 7. Hy sê in die eerste plek, ons was onder die slawerny van sonde, en Christus het ons losgekoop van die eienaarskap van sonde. Maar let wel, hy het ons losgekoop, nie om nou vry mense te wees, om te doen wat ons wil nie, maar om onder sy eienaarskap in te kom. Die tweede beeld wat hy gebruik is die van 'n huwelik. Hy sê, ons was getroud met sonde. Sonde was ons geestelike man. En toe sterf ons in Christus. En met die dood is die huwelik tussen ons en sonde tot niet gemaak. Maar met sy opstanding het ons ook nou opgestaan as 'n nuwe bruid. Die bruid van Christus. Dus ek kan nie sê Jesus is my verlosser. En dan sê, daarom kan ek nou doen wat ek wil. Want as verlosser word ek ingebring onder sy eienaarskap, onder sy koningskap, om vir hom te lewe en om te doen wat hy vir my sê in sy woord. Daarom, as hy nie my koning is hy nie my verlosser. Want ek is deur hom vir homself gered. Wat ons bring by die laaste punt, wat die Hebreërskrywer hier uitwys, en dit is regter. Hy is die regter wat kom. Vers 8 en 9 sê, hy het geregtigheid lief, en hy haat wetteloosheid. Hierdie is 'n aanhaling uit Psalm 45, uit verse 7 en 8 in die Ou Testament. En die Psalm 45 is een van die reeks messiaanse psalms. Psalms wat handel oor die koningskap van die Messias, die verlosser wat sou kom. En dan veral is die klem in hierdie psalm tweeledig. Aan die een kant sy oorwinning oor sy vyande, en aan die ander kant sy huwelik met sy bruid. En dis wanneer die psalmdigter sê, u het geregtigheid lief,
dan moet ons dit verstaan ook in die lig van die verband van die Psalm en veral die verse wat hierdie net vooraf gaan, verse 4, 5 en 6, wat praat van die feit dat hier die koning opgeroep word om sy swaard aan te gord, om ter wille van waarheid en geregtigheid op te trek en om sy pyle in die harte van sy vyande af te skiet. Met ander woorde, wie is hierdie koning anders as die een wat uittrek om oorlog te voer teen sy vyande in die naam van geregtigheid? En die Hebreërskrywer kom sê, wie is hierdie koning wat uiteindelik sal seëvier oor sy vyande deur geregtigheid te laat seëvier? Wie is dit anders as die Here Jesus? Hy is die regter wat sal kom. Daarom, toe Paulus die evangelie daar in Athene verkondig het en op die Areopagus gestaan het, het hy hierdie stelling gemaak dat die Here het bepaal dat daar 'n dag sal kom wat hy die mensdom gaan oordeel, en hy het 'n man afgesonder waardeur hy sy oordeele sal voltrek, en om dit aan te toon vir almal het hy hom uit die dood uit opgewek. Dit is Jesus. Daarom dat hy kan skryf aan die gemeente in Korinthe, in 2 Korintiërs 5 vers 10, ons sal almal, ek en jy inkluis, oud, jong, mans, vrouens, verlede, hede en toekoms, ons sal almal voor die regbank van Christus moet verskyn, om rekenskap te gee vir elke gedagte, elke woord, elke daad, elke gesindheid, elke motief, elke ding wat in duister en in die geheim gedoen is, sal aan die lig gebring word. En ek en jy gaan voor Christus staan. Gaan kyk ons na Openbaring, en hoor ons die geregtigheid van Christus keer op keer op keer op keer in hierdie boek uitgebeeld word. Hy is die waaragtige getuie, die een wie se getuienis waar is. Hy is die een wie se oë soos vuurvlam, Openbaring 1, wie se voete soos gloeiende brons is, uit wie se mond 'n tweeskerp besnydende swaard kom. Hy is die een van wie die konings en die nasies en die heersers uitroep en sê, berge val op ons, heuwels bedek ons, want wie kan staande bly voor die aangesig van hom wat kom en die lam wat op die troon sit? Ons hoor in Openbaring 12 van die feit dat hy 'n eysterscepter gegee is om die nasies mee te verpletter. Openbaring 19 trek hy uit voor en sy klere is beslaai met bloed, soos wat hy sy vyande oorwin het, en uit sy mond kom 'n tweesnydende swaard, en uiteindelik is hy die een wat die boeke laat oopmaak en die nasies versamel voor hom. Hier is die Jesus wat die Bybel verkondig. Met ander woorde, hierdie is nie, met alle respek te gesê, 'n fluffy teddybeer Jesus. Hier is die een wat die hemel sal oopskeer. Hier is die een wat die oseane sal bloot lê wanneer sy voete die aarde raak. Hier is die een wat berge sal bewe tot in hulle fondamente. Hier is die een wie se oë soos vuurvlam en deur elke verskoning, elke rookskerm, elke voorwendsel sal uitbrand. Hier is die een wie se voete soos gloeiende brons is en wat vlamme aan die brand steek. Hier is die een wie se woord 'n skerp tweesnydende swaard is. En dit is vir hom dat ek en jy eendag sal staan. Want hy is regter. Wie is Jesus dan? Wie is Jesus vir jou?
Is hy hierdie, respectig gesê, fluffy teddybeer gedagte Jesus? Of is hy meer? Sien, die Jesus wat die Hebreërskrywer ons hier aan bekendstel, is die Seun van God. Wat die Vader aan rebelle, aan sondaars, soos ek en jy, kom bekendstel het. En dit het hom sy lewe gekos. Hy is die hoë priester, wat vir elkeen wat in hom glo gesterf het, en met sy eie bloed die heiligdom ingegaan het, om jou en my te reinig van sonde. Hy is die een wat die triomfanklike koning is, wat sy plek ingeneem het in die hemele in heerlikheid, en wat die scepter en die regering van sy Vader ontvang het, om te regeer vir tyd en ewigheid. Hy is uiteindelik die regverdige regter, wat sal kom om van elkeen, ook van jou en my, rekenskap te eis oor ons lewe en om alles aan die lig te bring. En die Hebreërskrywer se gevolgtrekking is eenvoudig: wie nie hierdie Jesus aanbid nie, aanbid 'n karikatuur wat nie kan verlos. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons het nie woorde om u lof en u grootheid, u genade en u goedheid, u heiligheid en u geregtigheid te beskryf. Ons kan maar net sê, dankie Here. Dankie dat u nie uself vir ons verberg het nie. Dankie dat u nie ons in ons sonde en ellende en verlore toestand gelaat het nie. Dankie dat u ons nie misgekyk het toe ons in die boeie van sonde en slawerny was. Dankie dat ons ook nie die oordeelsdag hoef te vrees nie, omdat ons oordeel reeds deur u Seun gedra is. Ag Here, dit is ons gebed, dat u uself dag na dag al hoe meer aan ons sal bekend maak, dat ons die pragt van u heerlikheid mag aanskou in die bladsye van u woord, om daardeur tot verwondering en aanbidding gebring te word. Dat ons geen ander keuse sal hê as om voor u neer te val in aanbidding en uit te roep, my Here, my God. En ons geheel en al in gedagte, woord, daad, gesindheid, motief aan u te onderwerp, en te sê, Here, hier is ek. Doen met my soos u wil, en nie soos ek wil nie. Wie is u tog, Here en Koning oor my hele lewe? Want u is ook my verlosser. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen.